Goeiemorgen, dis dan vanoggend die 26 November. Lesing 18 van ons reeks oor die dogter van Sion, restaureerders van die skrifte. Ons het laas opgehou waar die Gilgal wiel boodskap uitgestuur is deur Vader aan iemand wat eintlik baie min met ons te doen gehad het, juist sodat niemand kan sê dit is hier by ons opgekook om dit nou te maak asof dit so belangrik is. Was juist 'n onverbonde persoon, net soos wat Vader vir Susan gebruik het met die blaartjie van die eikeboom. Hy dink daarom aan alles wanneer hy iets doen. So nou gaan ons die stukkie wat laas nie gelees was nie, wat ook betrekking het op ons hier aan die einde van die tyd, 'n dogter van Sion, 'n klein beleerde groepie mense. Nou Jesaja 29 vers 1 gaan weer Ariel, stad waar Dawid laar opgeslaan het. Nou Ariel beteken in Hebreëus is leeu van El. El is God. Ari is leeu. So Ar eintlik is leeu van El. Nou die leeu van El sal verwys na hulle wat aan die einde van die tyd verenig het met die leeu van Juda, met Joshua. En natuurlik reg deur die 2000 jaar was daar altyd mense wat die vestings bewaar het en wat die waarheid binne in hulle gemeente of in hulle gemeenskap bewaar het. Maar hier is 'n eindtyd profesie. En ek sê dit is nou die laar wat teen ons opgeslaan in dogter van Sion se harte en hulle gereinigde grondgebied. Voeg jaar by jaar, laat die feeste hulle kringloop volbring. Nou, in die Ou Testament was daar feeste, en die feeste begin met die Pasga, en dit eindig met die Hittefees. Daar was nog 'n fees wat in Juda gevier was, die Purim fees, maar dit was nie feeste wat in Levitikus uitgevaardig is nie. Levitikus 23 dink ek. Nou, die feeste wat Joshua het die feeste kom vervul. Hy sê, ek het nie die wet kom afbreek nie, maar kom vervul, of volgemaak. Alle feeste dui op Joshua se dade en sy bruid se dade. Die eerste gedeelte van die feeste is die bruidegom, Joshua wat die Pasgalam vervul het as self die Pasgalam. Hy het die ongesuurde brode fees vervul deur vir ons die ongesuurde brood te bring wat ons nou in dogter van Sion het. En het hy ook die Gees uitgestort op sy apostels 50 dae nadat hy opgestaan het. Handelinge 2 verhaal dit. En dit is uitgestort vir ons almal op die aarde. Die Heilige Gees of Gees van apartheid, die waarheid, die trooster, is al 2000 jaar vir ons beskikbaar op aarde. Was nooit voorheen gewees nie. Altyd moes daar deur priesters gewerk word om dinge gedoen te kry by Vader. Nou is Joshua die hoëpriester. Nou, om die feeste, die kringloop te volbring, beteken nou maar net dat die laaste 3 feeste in vervulling moet gaan. En daai 3 feeste is die Trompettefees, die Verootmoedigingsdag en die Hittefees. Die eerste 2 gaan nou plaasvind in onsself voordat die eindtyd aanbreek, die finale vernietiging van die aarde. En dan gaan ons oor na 'n nuwe aarde toe, waar 1000 jaar lank van Sabbate gevier sal word. So hierdie dui nou na die tyd waarin ons nou is, net voor die vervulling van die laaste 2 of laaste 3
feeste. Wanneer die mense voor die eindtyd die laaste nommer 5 en 6 gedoen het, of is dit nou 5 en 6, hoeveel feeste is daar? 7? Ja, 6 feeste saam met die gelofte dag is 7 vir ons. Gelofte dag is eintlik ons Purimfees. Wanneer jy in jouself Yeshua ontvang het, wanneer hy met trompet geskal of ramshoringklank in jou opstaan, en jy tot verootmoediging kom, en jou hele lewe aan hom wy, dan is jy al gereed voor die eindtyd, om in die vrederyk in te gaan, in jouself. Die aarde gaan nog nie 'n vrederyk wees nie, alles behalwe, maar jy kan dan daar ingaan. En wanneer ons dan in hierdie Sabbatsrus ingaan, volgens Hebreërs boek, dan lê daar vir ons 1000 jaar van Sabbatte voor. Maar eers moet jy die Sabbatsrus vind. Nou die Sabbatsrus is nie 'n leeggelê tydperk nie. Dis juis 'n tydperk van werk in die wingerd, waar Satan nie op jou houvas het nie. Soos wat ons nou dit inbeweeg, dit is heeltemal 'n sondelose toestand. Maar as jy Yeshua het, en Yeshua is jou verlosser, en jy erken dit, en jy bly in sy leer, dan sondig jy nie meer nie. Want jy vra vir hom, vergewe my sondes. En as jy dit gevra het, dan het jy nie meer sonde nie. Maar dat jy nog steeds in die vlees versoek word, ja, dit aanvaar ons. Dit moet so wees. Daar is 'n groot doel hoekom ons in hierdie vleeslike liggame is, om aan die eindtyd hier te wees en die volk voor te gaan in dit wat hy vir ons nou leer. So, die feeste gaan hulle kringloop volbring binne in jou, wanneer jy totaal en al in Yeshua se wil opgegaan het. Maar hy sê, vers 2, dan sal ek Ariel benoud maak, en daar sal 'n geklaag en 'n geklag wees, en dit sal vir my soos Ariel wees. En ek sal in 'n kring teen jou laar opslaan, en jou met wagposte beleer en skanse teen jou oprig. Presies wat hierdie wêreldregering, wêreldmag, kabal, Illuminati, wat jy hulle wil noem, het nou skanse teen almal opgeslaan. En is hulle op alle vlakke besig om met teen die waarheid te gaan. Die hele wêreld is in die greep van Satan se leuns. Presies soos wat hier staan. Hy sê, dan sal jy diep uit die aarde spreek, en op 'n dowwe toon sal jou woord uit die stof voortkom. En jou stem sal uit die aarde opkom, soos die van die gees van 'n afgestorwene. En uit die stof sal jou woord piep. Maar die menigte van jou verbasterdes sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai. En dit sal heeltemal onverwags gebeur. So maak ons self gereed nou vir 'n onverwagse gebeurtenis. Ons wat nou uit die aarde uitspreek en piep uit die stof uit. Elke gebed wat ons vandag na Vader toe bring, elke dag, vir al ons gebede uit Gilgal uit, waar ons vanaf die aarde spreek, maar verbind is met daardie portaal wat die Vader vir ons oopgemaak het, verbind ons nou met die hemele. En hierdie klomp verbasterdes, natuurlik die fisies, maar meer nog die geestelike verbasterdes, wat in die leuen wandel, doelbewus die mense mislei, hulle gaan verdwyn, en ook die tiranne gaan verdwyn. So in ons land weet ons van baie tiranne wat oor ons regeer, en weet dat dit gaan gebeur. Daar is vreeslik baie tiranne in die wêreld wat die wêreld regeer, wat absoluut met 'n scepter van yster regeer oor die mense. En hulle gee nie om watter magte hulle gebruik nie.
maar hoofsaaklik is dit vanuit die sataniese uit, deur Satan se gebroedsels wat op aarde nou in mensevorm sigbaar is, maar nie mense is nie, maar alles demonies vanuit die hel. Satan het dit die vermoë gekry, of hy het dit altyd gehad, maar hy maak dit nie bekend aan die mense nie, dat hy 'n wese kan oorneem. Hy kan daai siel buite basies tot die dood toe stil maak binne in daai persoon se wese. En hy kan 'n gevalle engel of 'n demoon binne in daai wese laat werk, dat hierdie hele persoon wat ons sien, glad nie meer die mens is wat hy gebore is nie, maar 'n absolute 100% werktuig van Satan. Hy het toegang tot die brein van hierdie ou, daarom ken hy al die goed in die verlede, en daarom kan die ander mense dit nie agterkom nie, want hy weet alles wat gebeur het met hierdie persoon van hy gebore is, eintlik nog langer terug. En ons word vandag deur sulke mense regeer in die wêreld. En ek wil amper sê sekerlik meer as 90% van alle mense in leiersposisies is hierdie wesens vanuit die hel uit. Klone. Ja, klone en absolute demonies besete mense, gevalle engele in die vorm van mense gestaltes. En hierdie dinge het ook gebeur voor die vloed. En Joshua sê dit sal weer wees soos in die tyd van Noag. En hierdie mense staan in die geestelike hiërargie heel bo. Hulle staan in die finansiële kringe heel bo. En hulle staan in die politieke en weermagkringe heel bo. En hierdie klomp, jy sal nou dink, maar as almal uit die hel uitkom, hel, ons almal boeties. Die hel is nie so nie. Die hel huisves almal wat die lig van Joshua verwerp het. En elkeen in die hel wil die grootste wees, die sterkste wees, en elkeen is besig om te veg teen die ander. En so werk die hel op aarde ook. Al hierdie klomp demone wat binne in hierdie mensewesens is ontsettend hatig op mekaar. Amerika sin wil Rusland sin doodmaak. Hierdie ene wil China sin en China wil daai een, en elke geveg is 'n geveg vanuit die hel. Want as dit uit Joshua was, as hierdie mense uit hom was, want hulle bely mos hulle is Christene, dan sou hulle nie oorlog gesoek het nie. Want die woord sê, salig is die vredemakers. En daar is nie meer vredemakers op die aarde nie. Die wat vrede gemaak het en dit probeer behou het, is vandag die demone. So hierdie Ariel verhaal is presies waarin ons nou staan. Maar daar is hoop vir ons, want ons het in die vorige lesing gesien, dat Joshua 'n middel opgerig het, waarmee ons bevryding gaan kry. En dit is 'n geestelike huis op aarde, waar ons verbind is aan mekaar, alhoewel ons nie by mekaar bly nie. En daai gees is so kragtig en sterk, dat ons nie besef hoe sterk dit is nie. Ons sal seker in die volgende lesings gesels oor voorbeelde waar ons tasbare bewyse gekry het, dat hulle planne tot niet gegaan het oor Gilgal se gebede. Maar kom ons gaan verder. In Daniël 2 praat hy van 'n klip. In 1 Petrus 2 praat hy van 'n huis wat opgebou word van klippe. En dan sê hy, die huis het die hoeksteen aanvaar, wat deur die wêreld verwerp is. Nou daardie hoeksteen of groot klip van ons huis, is die geestelike waarheid. Die waarheid word deur 'n klip voorgestel. En nou moet ons Daniël 2 lees, ook in ooreenstemming met die simboliek wat ek nou verklaar het. Daniël 2 vers 34 sê, en dis Daniël wat
nou met Nebukadneser praat. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip, en hakkie sit ek dit, die waarheid losraak, wat die beeld, en hakkie tans die hele geestelike stad Babylon getref het, aan sy voete van yster en van klei, en hom fyn gestamp het. Nou weet ons dat hierdie beeld beskryf word van die kop en skouers is goud, dan is dit silwer, dan is dit brons, hier by die lendene, en dan is bene van yster en klei, en die tone ook. En ons is nou, dit dui die hele regering van Satan oor al die eeue aan. Ons is nou in die tyd van die tone, van die voete. Ons is die heel onderste op die beeld, dit is ook die heel swakste materiaal. Hy sien toe dat die klip hierdie beeld slat aan die voete van yster en klei. Toe is tegelijkertyd die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud fyn gestamp, hierdie hele beeld. En hy het so skaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Nou is dit baie maklik om te verstaan hoe 'n klip 'n rots kan word. Die waarheid wat klein was, het hierdie beeld geslaan, en dan vul die waarheid, mense wat waarheid in hulle het, vul dan die hele aarde. Want hierdie hele beeld is van Satan, en is basies gebaseer op 'n leuen. Want alles wat Satan doen, kom vanuit sy leengees. En daarom is dit baie onveilig vir ons, en gevaarlik, om goed vanuit die sataniese dimensie in te neem. Al dink jy neem die regte goed in. Daar's voorbeelde waar Joshua met sy apostels en in 'n ander plek met sy stamvaders voor die vloed, het die duiwel Satan voor hulle verskyn. En hulle het gedink, hy's bevoeg om teen hierdie ou te staan. En toe sê Joshua, daar's niemand, nie engele nie en nie mense nie, wat teen Lucifer kan staan nie. Of soos ons hom nou noem Satan, net ek kan teen hom staan. En dit moet ons baie, baie ernstig opneem. En dit beteken dat ons net vanuit Joshua waarhede moet soek, sodat ons ook 'n groot rots kan word. En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was, sy sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal in haar wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het, en dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is. 'n gedeelte van die koninkryk sal hard, en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle saad sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, soos yster nie met klei meng nie. So dis 'n belangrike leidraad in hierdie Babyloniese laaste koninkryk op aarde. Daar sal twee groepe mense wees. Die een ontsettend hard soos yster, en die ander bros soos klei, wat natuurlik nou 'n ver en weg is van die kop wat goud was, of die bors van silwer. So dit is heeltemal 'n verswakte mensdom. En hy sê, hulle het vermeng geraak met vleeslike gemeenskap. So dit is hierdie hele verbasterde koninkryk wat vandag die wêreld regeer. Daar is so min blankes nog oor, suiwer blank, wat uit die stamlyn van Jakob, Isak en Abraham kom. En hulle het nie meer eintlik 'n sê nie. Daarin van hulle sal jy die klippie vind, of die rots, wat hierdie beeld gaan slaan, wat met waarheid omgegooi gaan word. En ons is deel van daai klip.
Ek wil myself nie groter maak of ons groter maak as ander se gebede nie. Maar Vader het hier 'n portaal opgerig, soortgelyk aan die portaal wat hy op Bloedrivier opgerig het die dag toe die manne die 7de keer die gelofte afgelê het. Dieselfde portaal wat hy opgerig het toe Joshua die Gilgal wiel gepak het voor Jericho, net na hulle deur die Jordaan gegaan het, het hy ook 'n portaal oopgemaak en hy het verskyn aan Joshua, die vader. En hy noem homself toe die leerowerste van Jahwe. Want Vader wat onsienbaar en nie aanskou kon word nie, moes in 'n liggaam verskyn. Nou dat ons die kennis het, weet ons dat hy in die liggaam van Melchisedek, wat voor die vloed gebore was, en wat in die hemelse dimensies groot gemaak was, hy kon in daardie liggaam verskyn. En so het hy saam met Joshua geveg en Jericho het geval. Nou is ons besig om elke dag met ons gebede en ons werke en ons ander gebede wat ons nou nie formeel by die klipwiel maak nie, is ons besig om hierdie beeld te slaan. Dit is die rots wat loskom en hierdie beeld aan sy voete slaan. Nou, die verbasterdes wys ook natuurlik in die gees na die wat 'n bietjie valsheid en 'n bietjie waarheid het. Of baie valsheid en bietjie waarheid het. Hulle is dan in die gees ook basters. Hulle is nie suiwer nie. En dit sluit alle heidense godsdienste in en alle algemene Christen godsdienste in. Feitelik al 38.000 op aarde, al die denominasies. Omdat bitter min van hierdie kerke werklik die ware leer van Yeshua, die leer van liefde en die begrip van 'n innerlike kerk aan ons verkondig. Die feit dat jy klaar geregistreer is as een van die 38.000 kerke, klaar opgeneem is by die Wêreldraad van Kerke, is alreeds 'n bewys dat jy nie die leer van Yeshua kan verkondig nie. Want sy leer sê, noem niemand julle meester nie. Sy leer sê, ek woon nie in geboue wat met mense hande gemaak is nie. So die oomblik as jy in so 'n plek instap, weet, hulle is teen sy orde. As jy die voorganger moet aanspreek met 'n titel, of dit nou dominee, eerwaarde, pastoor, maak nie saak. Dit is nie Yeshua se leer wat daar verkondig word nie. Dis direk 180 grade teen sy leer. So nou is hierdie beeld bevat nou omtrent dan nou al die mense op aarde, behalwe 'n klein groepie wat by Yeshua skuilings soek in sy gees van waarheid. Want Yeshua het die trooster uitgestort vir hulle wat hom liefhet. Nie iets anderste nie, wat hom liefhet en wat sy verlossingsdaad erken en wat lewe volgens sy leer. Net vir hulle is die gees van waarheid beskikbaar en dan word jy 'n rots, want jy het jouself opgebou, soos 1 Petrus 2 sê, laat julle opbou tot stene van apartheid, afgesonder van die wêreld, nie meer deel aan die wêreld se kerke of al hulle ander goed wat so aanloklik lyk nie. Nou is daar 'n ander faset wat nou eers later tot my gekom het. Wat is mense liggame hoofsaaklik van gemaak? Ons weet, groot deel van ons liggame is water. Maar die ander groot deel van ons liggaam is silika. Ek weet nie of dit 70 of 80 of 60% is, maar is 'n groot deel. Nou wat is 'n ander naam vir silika? Is klei. Vader het vir Adam en Eva geformeer uit klei uit, staan nou in die skrif. Maar hy het eintlik vir hulle mense liggame van silika gegee, wat ons vandag nog het. En dit is die klei wat bros is. Wat anders kan die yster wees, as al hierdie nou gepetery met die mens om robotte te maak?
of dit nou klone is, en of dit masjiene is, maak nie saak wat nie, die goed is so hard, en ongenaakbaar, en nie in staat tot liefde nie, want daar is 'n demoniese gees in hulle. Daar is genoeg bewyse, dat robotte, en klone wat gemaak is, deur die mens, en wat veronderstel is om te luister na die mens, nou alreeds vrye, onafhanklike denke begin openbaar. Wat onmoontlik is, behalwe as daar 'n gees in daai robot of kloon inkom. Nou wat, ons kan baie seker wees dat Vader se gees sal nie in daai goed ingaan nie. Want Vader werk nie so nie, hy skep wesens binne 'n natuurlike orde, hy kloon nie wesens nie, hy kloon nie, maak nie robotte nie. Hy's baie duidelik daaroor. Nou het van hierdie goed, wat nou die wêreld beheer, julle sal verbaas wees as julle weet, hoeveel klone, of robotte van belangrike persone in die wêreld gemaak is, en opereer asof hulle daai ou is. Jy sien vir Donald Trump, dan dink jy dis hy, dis nie hy nie. Soos ek nou die dag inligting gekry het, is daar tot 4 van sy soort, 3 valses gemaak is om verskillende rolle te vervul. En wie sit agter dit? Die misleier. En ons moet nie 'n fout maak nie, die misleier gaan met 'n baie groot misleiding voor 'n dag kom, om die mense te kry, om uiteindelik teen Yeshua en Yeshua se liefde te draai. So, die wêreld is vandag baie verborge vir ons. En is geen wonder dat daar in die boek Openbaring staan, Babylon, die verborgenheid, of die geheimsinnigheid, die hoer, wat op die baie waters ry, en wat op die dier se rug sit. Die dier is die industriële mag op aarde. Yeshua verduidelik het, die dier wat uit die see kom, en die dier wat uit die aarde kom. Dit is alles deel van hierdie groot finansiële, politieke en geestelike mag oor die aarde. En dit is waarteen ons staan. Dit is waarlik 'n Goliat wat teen Dawid te staan kom. Ons lees verder. Vers 44. Maar in die dae van die konings, dis nou aan die einde van die tyd, in die dae van die konings Putin, Trump, Xi Jinping, of wat sy naam ook al is, al die konings wat nou regeer, sal die Elohei of God van die hemele 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy van haar sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Sy sal al daardie koninkryke verbrysel, en daar 'n einde aan maak, maar self sal sy vir ewig bestaan. So hierdie volk van Daniël is die volk wat aan die einde van die tyd die finale heerskappy kry. En dit is die huis van Juda, wat bestaan uit Juda en Benjamin, en wat ons al in die gees male sonder taal bewys het hier, dat dit Duitsland en die boerevolk is, en dat daar ooreenkomste tussen ons bestaan. Maar die groot geestelike bewys is al die groot profesieë wat na ons toe gekom het, kom vanuit Duitse oorsprong. Maar die boervolk veg elke dag met daai wapens. En ons het ook omsiener se profesie van die Moses wat nog in olie kaste toegepak is in olie. Dit is hierdie openbarings wat aan ons gebring is. Dit is hierdie waarheid wat hierdie beeld gaan slaan. Al klink dit nou vir ons onmoontlik, dat soveel mense nog die waarheid gaan kry van hierdie nuwe openbaringe. Maar dit gaan gebeur. Ons moet net volhou en vashou in geloof.
En dan sal hierdie beeld vernietig word. Nie deur mense hande nie, maar deur die Gees van waarheid, wat 'n groot rots gaan word. Die waarheid gaan uitkring oor die aarde. Alreeds sien ons dat waarheid al 'n groot hou slaan teen hierdie Babyloniese verborgenheid. Baie dinge wat hierdie leiers onder die kombers wou gehou het, begin nou uitkom. Al hulle kindergesmokkel, kindermoord, vir organe, vir bloed, al hierdie, en vir organe en bloed, al hierdie ander dinge wat hulle doen, gruwels, wat onder die Vatikaan plaasvind, wat onder New York plaasvind, in hierdie rabbies se hole in hulle sinagoges, dit kom uit, maar dan word dit weer toegesmeer. Maar so gaan dit al hoe meer uitkom, al hoe meer uitkom. Al hierdie gruwel seksuele perversiteit van hierdie leiers, reg oor die wêreld, kom ook nou uit. En al hierdie klomp goed in Hollywood, en akteurs en sangers, wat mense so vereer het. Dis al hierdie Babyloniese yster en klei wesens, begin nou, vir die algemene mens, begin agterkom, o Jesus, kyk net wat is hier aan die gang. Ons wat al lank na hierdie goed kyk, is nie verbaas nie. Inteendeel, ek is verbaas, dat iets so boos kan wees soos hulle. Dis al wat my verbaas is, die vlak van boosheid, dat mense wat presidente was, en presidentsvrouens, en koninginne was, wat koelbloedig kinders jag in 'n sport, en dan die gesneuweldes wat hulle doodskiet, se bloed drink. Dit is waarmee ons te doen het, en daar is baie erger goed, want die mensdom vandag is een met die sataniese riem. Dit is oopgemaak tussen die menslike dimensie en die sataniese dimensie, waarmee sin 'n baie groot aandeel in gehad het. En ons het al lesings gepraat in lesings oor antimatter, dark matter, wat niks anderste is as geestelike substans vanuit die hel uit, waarmee hierdie mense oorlog voer teen Vader se kinders. Maar ek wil nie nou daarop ingaan nie, ons wil verder lees. Daniël 12 gee vir ons nog 'n leidraad vir die einde. En een het aan die man met 'n linnekleed bekleed wat bo oor die water van die rivier was, dis nou 'n engel, gesê: hoe lank sal die einde van hierdie wonderbaarlike dinge uitbly? Vers 7, toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemele opgehef en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die hand van die volk van apartheid geheel verstrooi het, sal al die dinge vervul word. Dit is presies hoe hierdie geskrif in Aramees voorkom. Die boek Daniël is geskryf in Aramees en nie in Hebreëus nie. Volk van apartheid. Dit is die derde taal waar ons die woord heilig of heiligheid kan identifiseer as apartheid. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek weet nie van 'n ander volk van apartheid behalwe die boerevolk, of kan ons dit nou noem die Afrikaner nasie nie. Ons is die volk van apartheid aan die einde van die tyd. En hy sê as ons mag heeltemal verstrooi is, dan gaan al hierdie dinge begin gebeur. En ek het gehoor, maar nie verstaan nie. Vers 8, daarom het ek gesê, my meester, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Verborge en verseël, so dit sal nie vir die mense deur hierdie 2000 jaar enige lig gee nie. Want van die dinge wat ingesluit is in hierdie openbaring, het nie in hulle tyd nog gebeur nie, hulle het nie daarvan geweet nie. Mense het nie geweet van
direkte kontak tussen die demoniese dimensie nie. Mense het nie geweet van kloning, van robotte en al hierdie ander gruwels wat nou gedoen word nie. Kunsmatige intelligensie nie. Hierdie goed was verborge en daarom verseël. Net die sataniese dimensie het daarvan geweet, natuurlik Vader ook, maar hulle het dit na die wêreld toe gebring. Baie sal hulle self veredel, hulle self verblank en hulle self uitsuiwer. Ek hoop elkeen van ons wat hier luister, is besig met dit. Veredeling, verblanking en uitsuiwering. Dat ons onsself nie in die basternasie begewe nie. Dat ons onsself nie met hulle demoniese smet besmet nie. Al hulle drek wat hulle aan die wêreld gee, wat opgeneem kan word, moet ons van wegbly. Maar die ander, dis die besoedeldes, sal meer besoedel word. En geen een van die besoedeldes sal verstaan nie. Maar die verstandiges sal verstaan. Het julle al agtergekom as jy hierdie waarheid vir mense bring? Hulle verstaan dit nie, want hulle is te besoedel van die wêreld. Bring vir hulle die boodskap van Yeshua, dat hy en die Vader een wese is, en dat alles deur Yeshua moet gaan, en ons alles op Yeshua moet fokus. Hy is te diep ingetrek in sy drie-enige God in die kerk. En jy kan nie by hom ingaan kry nie. So die besoedeldes sal maar nie verstaan tot aan die einde toe, want hulle gaan al hoe meer besoedel raak, omdat hulle Yeshua al hoe meer gaan verwerp. En hy sê nou in vers 11, en van die tyd af, dat die voortdurende afgeskaf, en die veragtelike gruwel opgerig word, wat lei tot die verwoesting, sal 1290 dae verloop. Nou, Yeshua het al vir ons gesê, dat die telling van dae is nie die belangrike nie. Die belangrike is die vlakverskuiving van jou geestelike posisie. En 42 maande byvoorbeeld is 'n reinigingstydperk. Vir my kan dit dalk 84 maande vat en vir jou 24 maande. Vir almal is dit verskillend, maar dit dui 'n reinigingstyd aan. So ek sit maar die goed wat ons, toe ons in 2017 hierdie boodskap gekry het en opgestel het, sit ek maar hierdie berekenings in, net vir volledigheid, maar ek kap dit nie in klip uit nie, want dit is nou maar menslike afleidings. Ontleding vanaf 6 April 1652, dis die vestiging van die vryburgers in die Kaap, tot 6 April 2017 is presies 365 jaar, plus 'n kwart wat moet bykom, maak dit dan 6 Julie 2017. Dis 'n volle jaar omwenteling. Hier het ons nou gekyk nog daai tyd na laat die feeste hulle kringloop voltooi. Kringloop is in 'n jaar, dan begin dit weer. So dis interessant dat toe ons besig was met die bou van die Gilgalwiel, was dit presies 'n volle jaar vanaf die volk in die Kaap aangekom het. Ons het gedink destyds dis nogal 'n baie interessante syfer. Niks is toevallig nie. Alles is toeval die lig op iets. So ek het dit genoem daar, dan vanaf 16 Desember 1838, dis die gelofte dag, tot 16 Desember 2013, jy sal nou sien hoekom ek daai jaar uitsonder, was dit 'n tyd, is 50 jaar, tye is 100 jaar, en 'n halwe tyd 25 jaar. Nou, 'n 50 jaar tydperk is 'n jubileum, en ons mag die jubileum gebruik as tye, en in hierdie geval 'n halwe tyd. Hierdie jaar wêreld bestaan uit 6000 jaar. As jy dit deur 50 deel, dan kry jy, as ek reg, 120.
Hierdie aarde bestaan dan van Adam af 120 jubileums. En iewers sê Vader, en die tyd van die mens sal wees 120 jaar. Maar die mense verstaan dit verkeerd, want ons raak nie meer 120 jaar oud nie. Dit gaan daaroor dat die aarde 120 jubileums sal bestaan voor 'n nuwe bedeling kom. En ons is nou aan die vooraand van die einde van daai jubileum tydperk. Nou in 2013 word die hele Bloedrivier Laar se amptelike status Versoeningsdag. Hulle het dit afgekondig. Daar was wel nog mense wat in die volk was wat vasgehou het aan die beloftes, maar nou het dit oorgegaan, die algemene kerk en al die volkskultuurorganisasies het in daai jaar het hulle dit nou Versoeningsdag gemaak, met die daaropvolgende brug na die Zulu vyand se gedenkplek. Ek noem dit sommer 'n stroois, want ek was al in daai stroois. Is nuuskierig, wil gaan kyk wat gaan daar aan. En julle sal onthou dat ons in hierdie geskiedkundige lesse gesê het, hoe ons gebid het, dat hulle nie die dek op daai rivier se brugpilare moet sit nie. En dat het in 2001 het ons dit weggebid, tot by 2014 of 13, toe word daai brug voltooi. Toe sit hulle 'n kontrak uit, net om die dek op te sit. Dan op dieselfde dag, 16 Desember, het nog iets gebeur. Word die Mandela beeld voor ons destydse regeringsgebou, die Unie-geboue opgerig. Ek sê nie dit is die gruwel van verwoesting nie, maar ek sê dit is verseker een van die gruwels van verwoesting. Want dit het simbolies daarop gedui dat hierdie verbasterde element van yster en klei werklik die regeringsgebou en die uitvoerende mag van die boervolk vernietig het. Ook die boervolk se krag waaruit ons geleef het en ons nooit eers ons 100% daaraan gesteer het nie, maar nog met die halfhartige instandhouding van die gelofte het Vader ons so ver gevat tot by 1994 waar die volk dan geheel en al oorgegee het. Nou van 16 Desember 2013 is nou toe hierdie beeld opgerig is en die Versoeningsdag algemeen aangeneem is deur die volk, plus 1260 dae, 3,5 jaar, bring ons by 16 Julie 2017, die eerste dag van die toestand na die oprigting van die Gilgalwiel. So daar is in Engels matter in the madness van syfers. Maar dit is weer net ter kennisname. Nou gaan ek na Joshua toe, 4, 5 en 6, waar die eerste Gilgalwiel opgerig is. Daar is baie verwarring dat Joshua 'n klipstapel opgerig het, maar die stapel was in die vorm van 'n groot kring, 'n sirkel. Ek weet nie hoe groot die sirkel was nie, maar ek weet net dit was baie groot klippe. In die nuwe Openbaring in boek 8 gaan staan Joshua by Jerigo, of net voor Jerigo, want Jerigo is vir ewig vernietig. En hy staan op 'n klip, hy klim op 'n redelike klip, 'n rotsblok. En hy sê, hier staan ek waar Joshua gestaan het soveel duisend jaar terug. En nou is die een wat verskyn het aan Joshua, is nou hier in lewende lywe. En toe vra die klomp, maar hoe kon 'n mens dan hierdie swaar rotsblokke uit die rivier uit opdra tot hier? Sê Joshua vir hom, jy ken my almag, hoe vra jy nog so 'n vraag? So Vader kan ons enigstens net so sterk maak om sulke rotsblokke op te dra, as hy dit wil laat doen. Ons gaan nou aan. Toe het Joshua die 12 man geroep, dis die manne, die priesters, wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam 1 man aangestel het. Ekskuus, dit was nie priesters nie, was 1 uit elke stam.
En Joshua het vir hulle gesê, trek uit voor die aangesig van die ark van Jahwe, julle Elohim, of God, tot binne in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, dis 12. En sodat sy 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van Jahwe, by haar deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n herinnering vir die kinders van Israel vir altyd. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jericho. Nou wat is die geestelike betekenis hier? Die volk het van die woestyn af oorgegaan in Kanaan, hulle het uiteindelik daar gaan woon. In die gees is dit 'n toestand waaruit jy van sielsbewustheid en sielsuitlewing na 'n toestand van geestelike uitlewing gaan. Meeste mense bereik dit eers, die Jordaan is hulle dood. Maar dit is die dood van die vlees. Maar ek en jy is nou in 'n toestand waar ons aan die einde van die tyd die vlees moet aflê terwyl ons nog lewe, sodat ons vir Vader die laaste groot taak kan doen as geestelike mense. So ons moet oor die Jordaan in onsself gaan. Wat is die water van die Jordaan? Die Jordaan is bekend as 'n baie vuil rivier. En dit stel al die goed van die wêreld voor, die kennis, die valsheid, die leuns, die goed wat ons nou net van gelees het. Ons moet daardie waters moet vir ons gestop word deur Yeshua. Hy maak ons skoon. En nou kom ons aan die ander kant. En waar is die eerste plek waar hulle laar opgeslaan het? Is by Gilgal. Baie belangrik op die 10de van die eerste maand. Dit is omtrent hierso 1 April in ons kalender. En dit was ook die tyd, die 10de dag van die eerste maand, was die dag wat Yeshua ingegaan het in die tempel in Jerusalem, waar die mense vir hom 'n esel gebring het, klere voor hom uitgegooi het en gejubel het, koning van Juda. En later dan omgedraai het. En dit was ook die dag waarop die lammetjie uitgekies moes word, wat op die 14de as Pasgalam geslag sou word. Hulle het daai lammetjie in 'n hok gesit, het hom net water gegee, hy het nie kos gekry nie, sodat alles skoon kon kom. So dis 'n belangrike syfer, dit is die begin van 'n nuwe tydperk. Ons kyk wat doen die volk daar. En die volk, ja, daar het ons gelees vers 20, en daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua by Gilgal opgerig. Die woord Gilgal sê in Hebreëus beteken dit sirkel van klippe. So hy sal nie 'n klomp klippe op 'n hoop pak en dan dit 'n sirkel van klippe noem nie. Dan sal hy dit 'n hoop van klippe noem. So hy het dit in 'n sirkel gepak as 'n Gilgal herdenking. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê: op droë aarde het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat Jahwe julle Elohim die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos Jahwe julle Elohim gedoen het met die Skelfsee, dis die Rooi See, en hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al my volke van die aarde kan weet dat die hand van Jahwe sterk is, sodat julle Jahwe julle Elohim altyd mag vrees. Hier bring hy die Gilgal oprigting in verband met die Rooi See se trek. So die een is deur die see en die ander een is deur die Jordaan. Wat het ons die Rooi See trek geïdentifiseer mee in die vorige lesings? Met die Migdol Pilaar. Wat het ons nou aan die eindtyd gesien? Waar is die Migdol Pilaar? Is in ons. Want dis Yeshua.
en ons moet een word met die migdalpilaar. Nou het ons 'n tweede vlak, waar ons nou vanuit 'n siels bestaan, wat die woestyntoestand voorgestel het, waar Joshua op die berg was, Vader Jahwe. Nou kom ons in 'n situasie, waar Joshua in die gees nou aan die eindtyd by Gilgal in ons sal wees. En nou trek hy ons na 'n hoër geestelike vlak, naamlik die hemelse waarheid, waar ons nou vanuit ons gees gaan lewe, nie meer vanuit ons siel nie. En omdat in die gees nie materiegebonde of tydgebonde of ruimtegebonde is nie, is ons nou direk in kontak met die hemelse wesens. Volgens die belofte in Hebreërs 8, waar hy 'n nuwe verbond met ons sal optrek, en Hebreërs 8 vers 12 of hoofstuk 12, waar hy dan beloof 'n groot vergadering plaas sal vind aan die einde van die tyd, met hom, met sy engele en met ons vervolmaakte voorvaders. En daarmee is ons besig, as ons na hierdie diens afgaan, dan is ons formeel besig om hierdie opdrag te vervul. En dit is dan die Gilgal opdrag. Wanneer jou kinders jou vra, kan jy hierdie geskiedenis vir hulle gee, soos ek dit vanoggend gee. Maar vertel hulle, dat hy vir ons die wêreldse gemors geblok het, en ons is droogvoets daardeur, en ons is nou in die nuwe Kanaan gebied, en ons is nou gekamp, gelaar by Gilgal in ons harte. En nou sal ons sien wat gebeur by hierdie plek. Joshua 5, terwyl vers 10, terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle Pasga gehou op die 14de dag van die maand net na sononder, in die vlaktes van Jerigo. En hulle het die dag na die Pasga van die gestoorde graan van die aarde geëet, ongesuurde brode en droog gebraaide koring, daar dieselfde dag. So daar het iets gebeur in die gees. Ons het nuwe koring van die land gekry, om nuwe brood te bak. En dit wys na die nuwe openbaringe. En die ou manna wat die volk gekry het, wat vir hulle elke dag op die grond gegooi was, is weggeneem. Nou het hulle die nuwe openbaring in die gees begin eet. En die dag nadat hulle van die gestoorde graan van die aarde geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie. Maar hulle het geëet van die produkte van die aarde van Kanaan in daardie jaar. So hulle het van 'n hoër vlak geestelike voedsel begin leef. En die voedsel wat hulle in die woestyn van geleef het, ek praat nou van die geestelike voedsel, wat vir die siel gevoed het opgehou, en nou het hulle nuwe koring en nuwe vrugte van die nuwe aarde gekry, die nuwe openbaring wat ons op 'n hoër vlak gebring het. Dit is die gestoorde graan se simboliese betekenis. Ons het van natuurlike waarheid Egipte, na geestelike waarheid in die woestyn, na hemelse waarheid in Kanaan gegaan. Alles in onsself. En terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van Jahwe, ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die aarde en buig hom neer en vra hom, wat wil my meester aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van Jahwe vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, apartheid is dit. En Joshua het so gedoen. Tot sover, ons sal môre die ander gedeeltes lees.
ek het net aangeheg, julle sal dit beter sien op die WhatsApp, 'n klompie foto's wat geneem is toe ons die Gilgal wiel geopen het, toe ons gelaar was hier buite, by die boom wat Vader aangewys het, dis waar julle moet wees. En die leerowerste van Jahwe is niks anders as Vader Jahwe, Yeshua in die vlees. En hy het vir ons die opdragte gegee. Heel bo is daar by die boom, dit is die bale wat almal op gesit het in die stoele. Dan regs is daar 'n man wat sy klip pak. Daar was niks klippe gepak op daai dag nie, totdat ons dit gedoen het. Daar is die dogtertjies, was mooi aangetrek in voortrekker kleertjies, en het vir ons 'n paar liedjies gesing. Regs agter is die mense, hier is die grootste vuur wat ons nog ooit gepak het op hierdie gronde, en dit het regtig gebrand, wat voorstelling was van die vuur in ons harte wat gebrand het vir Yeshua. En die onderste foto is so 'n uittreksel van hierdie verskriklike groot kring mense wat daar was. Ek dink ons moes 2 kringe gemaak het. Ons was by die 400 mense. So dit is maar net foto's ter herinnering. Ons sal kyk of ons die video kan kry om te speel. Ek sê hier aan die einde is 'n video is aangeheg, maar ek kan hom nie hier speel. Ek het nie die toerusting om te kom van my rekenaar af na daai ou TV nie. Ons hoop iemand skenk eendag vir ons 'n nuwe TV wat kan Bluetooth opvat. Baie dankie. Ekskuus 'n bietjie lank, maar ons moes dit klaar maak. Dankie Amen. Dankie.